Dit is vandag Pinkstersondag, die dag waarop die kerk van Jesus Christus die uitstorting van die Heilige Gees gedenk. En as jy nou na daardie tydlyn kyk wat deel is van die bulletin, die invoeging, dan sien jy nou hoe dit presies inpas, ook wat die tydsverloop betref in terme van God se genade wat na sy kerk toe gekom het. Al die vooraf gebeure soos Jesus se kruisiging, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, was vir sy apostels waarskynlik, en ek dink sonder twyfel, die mees traumatiese ervaring van hulle lewens. Hulle het tydens die 3 jaar wat hy met hulle gewandel het, in daardie intiemheid van dag na dag, 24 uur intimiteit met hom in sy teenwoordigheid. In daardie 3 jaar wat hy met hulle gewandel het hy hulle by verskeie geleenthede probeer voorberei op sy weggaan. Maar dit was asof hulle dit nooit wou hoor nie. Ons dink byvoorbeeld aan sy aankoms in Jerusalem, waar tydens die skare palmtakke voor hom neergelê het. Palmsondag, soos in Matteus 21 beskryf word. Maar dit wat deur sy volgelinge dan as sy uur van triomf beskou is, wat hulle het gedink, uiteindelik erken die skare hom, het Christus in perspektief gebring deur sy stelling oor sy sterwe in Johannes 13 vers 33, daardie aand toe hy sy disippels se voete gewas het en vir hulle gesê het, my kinders. Dit is 'n woord van besondere empatie, simpatie, liefde, my kinders, paidia, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Hoor wat ek vir julle sê, ek is nog net 'n klein tydjie by julle. En julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom. En met ander Jesus sê, ek gaan weggaan, en julle kan nie saamgaan nie. En later weer in Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En dan kom die vertroosting, in die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En geliefdes, ons wat hier in hierdie tye, hierdie troebeltye, in hierdie donker wêreld lewe, watter groter begeerte as juis dit wat ons het, om dan vir ewig by die Vader in sy huis te wees. Daardie dag wat alle verlange en behoeftes gestil word, want ons is in die teenwoordigheid van die almagtige God. En vers 3 dan, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hier is dus daardie baie besliste voorbereiding in die afwagting van sy koms, maar dan ook op die manier van sy koms, en dit is dat hy kom om sy kinders te kom haal. Hy kom om sy kinders te kom haal, daardie wegraping waarvan Tessalonisense ook praat. Ons sien dus dat Jesus baie spesifiek was in sy mededelings aan sy disippels. Ek gaan weg, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Maar dan het hy ook nog meer as dit gedoen. Hy het ook aan hulle 'n trooster beloof. Dit vind ons in Johannes 14, vers 16 tot 18. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander parakleet, 'n ander trooster stuur. Die Griekse woord is parakleet. En ons het al gesien, en ons sal net nou ook sien, hy word op verskillende maniere vertaal. Maar in hierdie besondere geval, 'n ander trooster. En hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Hy sal dus met julle as gelowiges wees op aarde, maar dan ook, want nadat ek julle kom haal het, sê Jesus, gaan hy nog steeds by julle wees, tot in ewigheid.
En dan sê hy vers 17, die gees van die waarheid, dis nou die parakleet. Daar is 'n ander naam vir die parakleet wat hy daar gebruik, die gees van die wêreld, van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie, en ek kom weer na julle toe. Weer eens 'n bevestiging, ek kom weer, maar intussen het ek vir julle die trooster gegee. Hy wat in my plek kom, om vir ewig met julle te wees, en wat altyd met julle is. Hy verwys dus 2 keer hier na die Heilige Gees, en elke keer met 'n ander naam. In die eerste geval na die parakleet as trooster, en in die tweede geval die parakleet as gees van die waarheid. Daar's nog baie ander name van die Heilige Gees, of vir die Heilige Gees, in die Nuwe Testament. En elke keer wat daar 'n naam vir die Heilige Gees gebruik word, is dit gekoppel aan die funksie wat hy vervul. Dit wil sê, hy is die doener in ons lewens. Hy vervul verskillende funksies in ons lewens. En daarom het hy soveel verskillende benaming. Met ander woorde, hierdie name verwys telkens na die funksies wat die Heilige Gees in ons lewens vervul. En elkeen sin individueel. En hy mag in 'n sekere situasie, is hy in ons lewens die aanmoediger, die bemoediger. In die ander geval die aanmaaner, die een wat ons aanmaan, die een wat ons waarsku. En so kan ons aangaan. Elke keer is sy naam gekoppel aan die funksie wat hy vervul. Daarom sien ons dan, hy is ons voorspraak, ons intreder, op die pad begeleier, en nog 20 ander in die Nuwe Testament. Gekoppel aan sy funksie, die rol wat hy in ons lewens speel. En ek wil vandag die stelling maak, geliefdes, dat ons in 'n baie groot mate mank gaan. Ons het 'n gebrek, ons ondervind dit in ons lewens, 'n gebrek aan die werking van die Heilige Gees in ons lewens, omdat ons nie meer doelbewus aan die funksie dink wat hy in ons lewens vervul nie. Want in elke lewensfunksie elke lewenssituasie waar ons onsself bevind, daar sal die Heilige Gees wees by elke ware gelowige. En hy sal die ene wees wat ons in elke situasie sal aanmoedig om die regte ding te doen. En nou bevestig ek dit wat al soveel kere in die afgelope maande aan julle bevestig is. In elke situasie wat 'n gelowige hom bevind, is die regte ding om te doen ook daar. En jy mag jou bevind te midde van 'n groot aanslag, vervolging of wat ook al, selfs jou eie sonde. Maar omdat die Heilige Gees by jou is as kind van God, is die regte ding om te doen in daardie situasie, altyd daar. Jy is nooit wat jy sê, ek kon nie anders nie. As gelowige het jy altyd 'n uitweg. En ons moet dit weet, ons moet dit verstaan, ons moet meer doelbewus in daardie waarheid lewe, elke dag. En dit bring ons dan by ons baie spesifieke teksdeel in Handelinge 2. Dit beskryf die geleentheid waar die Heilige Gees op opspraakwekkende manier uitgestort word op hulle wat op hom daar in die bokkamer gewag het, soos wat Jesus opdrag gegee het. Kom ons lees Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 21. Handelinge 2 vanaf vers 1 Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 21. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nou onthou, Pinkster is afgelei van die Engelse woord Pentecost, wat ook na die Griekse woord verwys, wat verwys na 50. 50, want Pente is 5 in die Grieks, en Pentecost is dan 50, wat verwys na die 50 dae na Paasfees.
En dan die Pentekost val ook saam, Pinkster val dan ook saam met die Joodse fees van die eerste oes. So daar was dan 'n klomp van hulle in die bokkamer by mekaar, terwyl daar in Jerusalem ook baie mense was, wat by mekaar was vir hierdie fees, die fees van die eerste oes. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Let wel, 'n geluid soos, hulle sê nie 'n rukwind nie, 'n geluid soos 'n rukwind. Dit is baie belangrik om die latere lering te verstaan ook. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. Is nie dat daar vuur was nie, dit het gelyk soos tonge van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale. Let wel, die Grieks is baie spesifiek, in ander tale, ander bestaande tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel was. Hulle was op daardie stadium daar in Jerusalem. En toe hierdie geluid kom, dan word die wind en die vuur, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle, wat daar in die bokkamer was, in hulle tale spreek. Hulle wat die vreemdelinge daar was, in hulle tale is daar gespreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, daar in die bokkamer, is hulle dan nie Galileërs nie? Ek dink ons moet dit so verstaan dat die Galileërs het 'n besondere aksent gehad. En dis hoekom hulle taal was kenmerkend van Galilea. En dis hoekom hulle gesê, maar hulle praat nie nou soos Galileërs nie, en selfs ons taal wat hulle praat hulle dat ons het verstaan sonder 'n Galileese aksent. Met ander woorde, hulle het dit perfek gepraat. En wie daar dan ook al was, van watter taal en watter taalgroep ook al, het daar die dag, of het nou Chinees of Duits of Romeins was, perfek gepraat, met die regte aksent. En hoe hoor ons, en hoe is dit dat ons hulle kan hoor? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. En dan noem hulle nou dan noem Lukas daar in vers 9 en 10, al die verskillende groepe wat daar was en die tale wat daar was. Parters en Mediërs, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, die streke van Libië by Cyrene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek, getuig. So hulle het nie maar net gebabbel nie, hulle het gepraat, ordentlike sinnige vorme gekonstrueer, en hulle het 'n boodskap gebring oor die grootheid van God. En dis wat hulle gehoor het. Dit was 'n getuienis aan die omstanders, en hulle het dit in hulle eie taal gehoor. Dit is een van die wonders dan van Pinkster. En hulle was almal verbaas en radeloos. Hulle het dit nie verstaan nie. En sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan, saam met die 11 apostels, en sy stem verhef, en hulle het toegespreek, Joodse manne, en almal wat in Jerusalem woon. Dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar wat hier gebeur, is dit wat deur die profeet Joël gespreek is. En dan gee hy daar die verwysing na Joël 2 vers 28 tot 32. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees,
En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort. En hulle sal profeteer. Met ander woorde, hier sê Petrus, julle as Jode, julle ken daardie profesie van Joël. En dit wat julle ken, kom nou hier tot vervulling. Dit is wat julle sien, dit is wat julle hoor. Moenie verbaas wees nie. God het gesê, dit gaan gebeur. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. En die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En nou verwys hy na nog 'n verdere profesie van Joël, 'n verdere reddingsgebeure wat nog gaan kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Met ander woorde, wat Petrus hier sê is, daardie dinge gaan plaasvind. Julle sien hier alreeds ten dele hoe profesie vervul word. Maar daar is nog profesie wat gaan kom. Profesie wat gaan getuig van benouende dae. Daarvan groot verdrukking en swaar kry. Met ander woorde, ons kan sê, hy verwys na die groot verdrukking wat gaan kom. Maar dan sê hy, julle gaan aan daardie onderwerp word, as julle dan nie na hierdie profesie luister nie. Want hierdie mense wat hier getuig, is getuig van die redding wat God gestuur het in Jesus Christus. Daar bring Petrus dit alles bymekaar. En dan gee hy in daardie laaste vers 21, elkeen wat die naam van die Here aanroep, wat op God vir redding vertrou, sal gered word. Daar is die evangelie. Nou geliefdes, hierdie skrifdele beskryf vir ons sekerlik van die belangrikste gebeure in die geskiedenis van die mensdom. Die belangrikste gebeure in die geskiedenis van die mensdom. En as jy nou byvoorbeeld daardie tydlyn vat en dit binne die geskiedenis van die mensdom beskou, dan sien julle daardie gebeure, daardie besondere gebeure, wat 30 jaar vroeër begin het voordat hierdie tydlyn aandui, maar dan daardie besondere 50 dae vanaf die kruisiging tot en met die uitstorting van die Heilige Gees, daardie besondere 50 dae van God se genade wat op die aarde uitgestort word. Daarom sê ek, dit is 50 van die mees besondere dae, betekenisvolle dae in die geskiedenis van die mensdom, was daar by mekaar getrek in daardie 50 dae. En dit kondig aan 'n nuwe era, 'n nuwe dispensasie van God se interaksie met die mens, God se handeling met die mens. Want hier, wat daai 50 dae dan in der waarheid inlei en beskryf, is, en dit wat God se nuwe wyse bedeling van interaksie met die mens is alles waarop dit eindig of waarop dit in klimaks uitgeloop het, die stigting van die kerk van Jesus Christus. Dit is waar dit begin het. En in 50 dae doen God deur Christus en sy Heilige Gees alles wat nodig is om die kerk tot stigting te bring. Maar dit is die ontstaansgeskiedenis van die kerk. En geliefdes, dit is gebeure wat elkeen van ons ten diepste raak. En ons moet verstaan dat hierdie geskiedenis is nie net die geskiedenis van die kerk nie, dit is ons geskiedenis. Ons is die kerk. Dit is ons storie, dit is ons verhaal. En ek het oor die afgelope weke en maande verskeie kere die stelling gemaak dat daardie dag 2000 jaar gelede toe Jesus Christus gekruisig was, ons daar was rondom die kruis. Elkeen van ons was daar teenwoordig in daardie mense wat daar was.
Ons was deel van die skare wat Jesus uitgelag het, gehoon het en bespot het. Want ons was deel van die heidene nasies wat op daardie besondere tydstip sonder redding en sonder redder was. Sonder redding, sonder 'n redding. Daarom, ons was daar. In daardie opsig was ons rondom die kruis. En was hulle daar verteenwoordigend van ons. En Jesus is gekruisig, sy liggaam is gegee, sy bloed het gevloei, hy het gesterf, hy het sy taak voltooi, hy is begrawe, maar hy het ook die dood en die sonde en die Satan oorwin, want hy het opgestaan. Hy is uit die dood opgewek. En 40 dae na sy opstanding het hy opgevaar na die hemel. En nou vandag gedenk ons die stuur van die Heilige Gees. En so word die kerk gebore, so het die kerk tot stand gekom. En nou was daar redding vir die wat deur Jesus gered sou word. En tot die geloofsgemeenskap van die Christene, die kerk bygevoeg sou word. So vir die wat daar rondom die kruis Jesus gelag en gehoor en bespot het, ons het daar redding gekom, juis deur dit wat daar gebeur het, deur dit wat God bepaal het, dat dit sou gebeur. En daarom dan, geliefdes, is die geboorte van die kerk, die geskiedenis van die geboorte van die kerk, is ons geskiedenis. En daarom is ons dan as gelowiges lidmate van die kerk van Jesus Christus. En daarom is ons dan ook begaan oor die welstand van die kerk. Want die welsyn van die kerk is ons welsyn. En die swaarkry van die kerk is ons swaarkry. Maar Jesus het dan ook gesê, ek sal my kerk bou. En ons wil deel wees van daardie bouproses. En ons wil sien dat die kerk die woord van God gebruik om hierdie proses aan te pak, om dit uit te voer. Want dit is dit wat God vir ons gegee het. Hy het vir ons sy woord gegee, hy het ons met sy gees vervul, en nou is ons toegerus om die werk te doen wat ons op aarde moet doen. Want ons is deel van die kerk van Jesus Christus. God het niemand gered om, soos die Amerikaners sê, 'n lone ranger te wees, om daar op jou eie te wees nie. God maak ons deel van sy geloofsgemeenskap, sy kerk, en hy sê vir ons, funksioneer as sodanig. Moenie jou eie kop volg nie, doen wat ek vir jou vra. Wees deel van die kerk en doen wat ek van jou vra. Jy het 'n taak as geredde gelowige. Jy is deel van die kerk, en jy moet daardie deel wees. En as ons dan dink byvoorbeeld aan die liggaam, wat beskryf word, hoe die kerk ook die liggaam van Christus is. Geliefdes, dan moet ons plekke inneem in daardie liggaam, en ons moet funksioneer as deel van daardie liggaam, want anders kan die liggaam nie funksioneer soos hy moet nie. Paulus bring 'n besondere boodskap in Romeine 10 juist dan oor die wese van die kerk. Hy sê in Romeine 10 vers 9 tot 17, as jy met jou mond bely, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis hoe hy dan hierdie deel begin. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, tot redding, en met die mond bely ons tot geregtigheid, ook tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog, dis Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep. Met ander woorde, daar is geen verskil in terme van wie Jesus gaan red en wie hy tot die kerk gaan byvoeg nie. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Presies wat Petrus ook daar gesê het.
En dan vra Paulus, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle nog glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Maar hier kom die taak van die kerk baie duidelik. Die ongelowiges moet die boodskap hoor. En die kerk moet preek. En die gelowiges moet getuig. En hulle moet lewe. Want jou getuie is nie net in jou woorde nie, maar juis ook in jou lewe, dat hulle kan sien, jy is waarlik 'n kind van die Here. Jy's 'n volgeling van Jesus. Die wêreld moet dit sien. En dan vra hy in vers 15, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Dis die taak van die kerk. Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Die geloof is dus uit gehoor. En gehoor is deur die woord van God. So hier plaas Paulus weer eens, beklemtoon hy die rol van die woord van God in die lewe van die gemeente. In die lewe van die gemeente wat die waarheid van God se woord proklameer deur hulle mond en deur hulle lewe, maar dan ook wanneer die gemeente by mekaar kom deur die prediking van die woord. En dit getuig alles, hierdie getuig van die werking van die Heilige Gees. Dit is God se blauwdruk vir redding. Dit is God se meesterplan vir die kerk. En dit is intiem verweef met die woord van God en die werking van sy Gees. En daardie twee gaan altyd hand aan hand. Want ons kan nêrens die woord oopmaak en hom lees, bestudeer, of hoor, of spreek, as dit nie vir die werking van die Heilige Gees is nie. Wanneer ons dit doen, dan werk die Heilige Gees. Dis die versekering wat ons het. Nou as ons dan die boek van Handelinge verder lees, dan sien ons hoe die Heilige Gees te werk gegaan het om duisende Jode en heidene te oortuig van die redding wat daar in Jesus Christus is. Daardie Jesus wat die Jode nie as Messias wou aanvaar nie. Daardie Jesus wat hulle gekruisig het. Daardie Jesus wat vir elkeen wat in hom glo redding bewerkstellig. Daardie Jesus van wie Paulus geskryf het en van wie Petrus geskryf het, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Maar kyk bietjie na die prentjie. Die Heilige Gees word gestuur. Die Heilige Gees word gestuur na die wat God wil red. Hy oortuig die mense dat Jesus die redder is wat deur God gestuur is. En hy veroorsaak dat daar duisende tot bekering kom en tot die kerk bygevoeg word. En alles deur die prediking van God se waarheid, God se woord wat lewend gemaak word deur die werking van die Heilige Gees. So is nie ons wat lewe moet gee aan die woord nie. Ons moet net daar die saadjie plant. Die Heilige Gees sal die lewe gee. Want daardie woord van God, daardie Nuwe Testament wat ons in ons hande het, is deur die inspirasie van die Heilige Gees geskryf. En dan kom ons luister weer na Petrus in 2 Petrus 1 vers 16 tot 21, waar Petrus nou skryf, 2 Petrus 1 vers 16, nou skryf hy oor die woord van God, hy sê, ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar wij sê, die boodskap wat ons gebring het, was nie iets wat ons uitgedink het nie, of uit ons duime gesuig het nie. Dis nie wat iemand opgedink het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Wat sê hy? Wanneer die woord gepreek word, aanskou ons die majesteit van God. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dan sê, onthou julle daar by 2 geleenthede, by Jesus se doop en daar op die berg, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En nog bygevoeg op die berg, luister na hom, hoor wat hy sê. En hierdie stemme het ons uit die hemel hoor kom,
toe ons saam met hom op die heilige berg was, daar beskryf hy dit. En dan gaan hy verder, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Julle kan nie julle eie interpretasie daaraan gaan gee nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrewe, het die heilige mense van God gespreek. En dan, soos wat ons dan ook weet, het God dan mense gebruik om daardie woord neer te pen, sodat ons vandag met die geskrewe woord in ons besit kan hê. Paulus in 2 Timoteus 3 vers 16 bevestig het. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Geliefdes, die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament, is deur die Heilige Gees in opdrag van God gegee aan die mense wat dit neergepen het. Vanaf Moses wat die eerste 5 geskryf het, tot by Maleagi in die laaste boek van die Ou Testament, daar die hele Ou Testament is geskryf deur mense wat geïnspireer is deur God se Heilige Gees. En net so dan die Nuwe Testament, dis deur die Heilige Gees gegee aan die kerk van Jesus Christus. Die 4 evangelies, elkeen belig 'n ander perspektief op die koms van Jesus en sy geskiedenis. Die handelinge van die apostels, die geskiedenis van die kerk, die sendbriewe wat volg, hulle wat deur God opgeroep is en opgewek is om aan die kerk onderrig te gee, om aan hulle te skryf, om te sê, so moet julle lewe. En dan die uiteindelike, die openbaring van God, hoe die eindtye gaan plaasvind. Al daardie is deur inspirasie van die Heilige Gees gegee. En ons moet dit as sodanig ervaar, en as sodanig waardeer, en as sodanig beskou en gebruik. Maar kom ons kyk na die groter prentjie. En julle weet, dit is baie belangrik, ons moet die groter prentjie altyd verstaan. En nou vandag kyk ons na hoe die Heilige Gees, die koms van die Heilige Gees, in die groter prentjie inpas. En ons is almal terdee bewus van die sonde wat in die wêreld gekom het, deur Satan se toedoen deur die verleiding van Adam en Eva. En ons is ook almal bewus van die belofte aan 'n redder wat God in Genesis 3 vers 15 aan die mens gegee het, beloof het, en wat hy in die koms van Jesus Christus werklikheid laat word het. Hy het dit uitgevoer. En dan vandag gedenk ons hoe God deur die uitstorting en die werking van sy Heilige Gees die kerk begin het en uitbou. Dit is die groter prentjie wat ons moet verstaan. Sonde. God sê, ek sal 'n redder vir die sonde stuur. Hy stuur die redder in Jesus Christus. Jesus voltooi sy taak hier op aarde. Hy sterf waarvoor hy gekom het wat hy gekom het om te doen. Hy word opgewek tot die lewe wat vir ons die voorganger in die ewige lewe is. En hy verwek dan ook kinders van hom, geloofskinders, deur die werking van die Heilige Gees en die waarheid van sy koms na die aarde as die redder deur God gestuur. Dit is die groter prentjie. En nou tans bevind ons in die tyd in die dispensasie van die kerk, wat sal voortduur tot en met die wegraping. En hoe lank daardie tyd is, weet niemand nie. Maar wat ons wel weet, is dat ons gereed moet wees vir die wegraping. Enige oomblik. Dit is die houding, is ons lewenshouding, dat ons gereed moet wees vir die wegraping. Mag dit dan nou gebeur, vanoggend, of wanneer ons gaan, of môre, oormôre. Dit is nie net elkeen van ons eie tydlyn wat bepaal word nie, maar dan ook die tydlyn van die kerk, wat dan gesamentlik al die gelowiges wat op aarde nog oor is, sal wegraap na hom toe. Dis die dispensasie waarin ons lewe. En God sê, lewe in gereedheid. Lewe sodat jy my te enige oomblik in die oë kan kyk.
sonder om jou kop te laat sak in skaamte. En dan onthou ons ook net so 'n besondere vers in die Nuwe Testament, in Handelinge 2 vers 42, waarmee die Nuwe Testamentiese kerk hulle besig gehou het. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Die leer van die apostels. Dit wil sê, die Nuwe Testament wat ons in ons hande het. In die gemeenskap van die gelowiges, en in die breking van die brood, en in gebede. Hier gee Lukas vir ons die basis, die funksionering van die kerk van Jesus Christus. Daardie leer van die apostels, van hoe God te werk gaan om mense te red, en dan na hulle redding in heiligmaking te lei. En hier is dit waar die kerk so tekortskiet, geliefdes, asof die kerk nooit oor heiligmaking leer nie. Hoekom sê ek sowel, dit lyk nie of heiligmaking regtig plaasvind in mense wat daarop roem dat hulle gelowiges is nie. Redding is daar, maar dan moet heiligmaking volg. Dit moet noodwendig gebeur. En dan heiligmaking beteken om dan in die waarheid van die sendbriewe te lewe, hoe ons as gelowiges in hierdie tyd en dispensasie moet lewe. Ons moet optree teenoor gelowiges, ons broers en susters in Christus, maar ook teenoor ongelowiges. Ons vir die waarheid moet staan, maar ook die waarheid, die leuen moet opponeer. Die leer van die apostels. Tweedens die gemeenskap van die gelowiges, hoe die kerk as gemeenskaplike eenheid, as gesin enerzijds, maar ook as familie anderzijds. Nou ek sien dit so, in die gemeente waarin elkeen is dit jou gesin. Maar in die wyeer verband van die kerk, waar ander gelowiges ook is dit familie. Maar dit is altyd daar die bloedverwantheid, wat deur die bloed van Jesus gebring is. Nie ons bloed nie, nie menslike bloed nie. Ons kan dit nie ontken nie, ons mag dit nie ontken nie. Ons moet in die volheid van daardie waarheid lewe. En dit is hoekom ons dan die opdrag kry om, soos Hebreërs 10 vers 25 te sê, moenie die gemeenskap van die gelowiges verwaarloos nie. Dit geld vir elkeen van ons. Maar ons moet seker wees dat ons wel dit in die gees nakom. Want ons kan teenwoordig wees op 'n Sondag, maar nog steeds nie die gemeenskap van die gelowiges nakom nie. Die derde, die breking van die brood by die nagmaaltafel. Nou kom dit hierin? Wel, dit is die hantering van sonde in die lewe van die gelowiges, om die voortgang van die kerk te verseker. Deur die doop word die gelowige toegevoeg tot die kerk. En deur die nagmaal word hy voortdurend vernuwe, nuut gehou, vars gehou, lewend gehou, om deel van die kerk te bly. Die doop voeg ons toe, die nagmaal hou ons aan die gang, hou die kerk aan die gang, hou die kerk vars en lewend om sy taak te vervul. En dan in die vierde plek, die gebede, die voortgang van ons verhouding met God drie-enig in gebed en smeking, wat ons aangemoedig word om te doen. So in hierdie gebondenheid met medegelowiges, geliefdes, dis hierin waar daar vir ons identiteit is as gelowiges. Dit is die aktiwiteite wat God wil hê, wat ons moet beoefen. En die aktiwiteite van die kerk moet altyd in hierdie 4 kategorieë inval. As daar aktiwiteite is, en ongelukkig is daar verskriklik baie aktiwiteite, deesdae van baie kerke, wat daarop uit is om mense te entertain en te vermaak, omdat hulle dink dat hulle daardeur mense kan trek. Maar hier is die basis van die kerk, en elke aktiwiteit van die kerk moet in een van hierdie 4 kategorieë inpas. In hierdie gebondenheid met medegelowiges, vind ons identiteit op aarde.
Dis wat Paulus in Filippense 2 vers 13 skryf, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy behaag. Dit is God se wil vir julle. En hy werk in ons deur sy Heilige Gees, om te sê, maar ek wil deel wees. Ek wil deel wees, ek het die behoefte om deel te wees, want ons is een van bloed. En nou lewe die gelowige in die vaste verwagting van die ewigheid saam met God in die hemel en al die ander gereddes. En die gelowige se fokus is God en die hemel en die koninkryk. En weer eens wat Paulus in Filippense 3 vers 20 skryf, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook die verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Maar ons is nou, soos wat daar deesdae in hierdie politieke klimaat so baie is, ons burgerskap is in die hemel, maar ons is hier op aarde aliens, vreemdelinge. Maar ons is God se vreemdelinge hier, en ons het die wonderlike band van een wees in Christus, om van mekaar familie te wees. En dit is wat ons aangemoedig word om te doen. Ons kan dit so verstaan, God gee opnuut aan die mens die geleentheid om genade te ontvang. En in die lig van Jesus se boodskap is daar dan nou die nuwe era, die nuwe bedeling van genade. Die kerk is God se nuwe bedeling van genade wat vir die mens gekom het. Dis die bedeling van die nuwe verbond vir die nuwe genadeliggaam wat tot stand kom, naamlik die kerk van Jesus Christus. En God se boodskap is, aanvaar die goeie nuus. Aanvaar die evangelie van redding, van alleenlik redding in Jesus Christus. Want Jesus het ten volle vir julle sondes betaal. En God sê, my heiligheid is ten volle bevredig, deurdat Jesus die wet in elke opsig volbring het. En sy bloed, die bloed van die offerlam wat gestort is, en daardeur vergifnis vir sondes bewerk, vir die wat deur hom gered word. Jesus Christus het dit volledig, volkome, ten volle gedoen. Dit wil sê aan die wet voldoen, namens elkeen wat hom as redder aanvaar. En daarom kan niemand, nie eers die wet kan ons voor God aankla nie, want Jesus het dit namens ons gedoen. En nou wanneer ons voor God staan, is daar niemand wat 'n aanklag kan bring nie, soos Romeine 8 vers 1 dit so duidelik stel. Want Jesus het dit ten volle gedoen. En dan vir die wat hom aanvaar, is daar dan redding. En voortvloeiend uit die redding is daar heiligmaking. En voortvloeiend uit die heiligmaking is daar die verheerliking. Die 3 stadia van die gelowige se lewe. Redding. En redding werk noodwendig uit in heiligmaking. En heiligmaking werk noodwendig uit in verheerliking. Wat is verheerliking? Daardie oomblik wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, waar ons dan verheerlik word in God se teenwoordigheid, verheerlikte liggame ontvang. Redding, heiligmaking, verheerliking. Ons kan nie een uitlaat nie. Daarom is dit dan vir ons so die aangewese ding om te doen, dat ons baie ernstig moet wees oor heiligmaking. Want daar is nog ander aspekte van ons verheerliking wat ook ter sprake is, wat direk deur ons heiligmaking ook beïnvloed word. Naamlik die krone wat ons het om voor God se troon te werp. Maar as ons nie aktief hier met heiligmaking besig is nie, is ons besig om krone te ontwerp. En dis waarvan daai liedjie sing, moet ek gaan met leë hande. Here, ek het niks om vir U aan te bied nie. Ek was maar arm in heiligmaking as 'n gelowige. Arm. En sentraal in hierdie genadebestel is die kerk. En wanneer die gelowige, wanneer 'n mens gered word tot geloof in Christus kom, word hy gedoop soos Jesus dit in Matteus 28 beveel het.
daardie doop wat die symbool, die teken is van die toetrede tot die kerk, en ek wil net hier duidelik stel, omdat die katholieke so prominent is deesdae, en hulle doktrine so opgedruk word aan mense se aandag, verskoon my hoe ek het sê, maar redding, die doop bring nie redding nie. Die doop is alleenlik 'n symbool van dit wat reeds plaasgevind het, die redding in Jesus Christus. Maar het is wel dan ook die teken van die toevoeging tot die kerk. En na doop is jy onlosmaaklik deel van die kerk van Jesus Christus. En jy kan jouself nooit weer daarvan losmaak nie. En indien jy dit sou doen, moet jy verstaan, jy is in sonde. En deur die nagmaal het ons dan nou ook gesien, het Jesus Christus voorsiening gemaak, om ook die voortgang in heiligheid te verseker, omdat die nagmaal met ons sondes deel, deur die instelling van die nagmaal. Nou dit bring ons dan by die nagmaaltafel, waar ons dan vandag kom, en ons kom by 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 32, wat ek julle gevra het om te gaan lees. 1 Korintiërs 11 van 23 tot 32, waar Paulus beskryf hoe Jesus die laaste pasga omskep in die eerste nagmaal, of die tafel van die Here. En Paulus skryf dan in 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Wat bedoel hy met hierdie verkondig julle die dood? Verkondig dat die redding alleenlik in die dood van Jesus Christus gesetel is. Dit is daardeur werklikheid gemaak. Met andere, as jy aan hierdie tafel kom deelneem, sê jy, Jesus Christus is waarlik die redder. En sy dood wat ons gedenk deur die brood, en sy bloed wat ons gedenk deur die beker, is dit wat redding bewerkstellig het. Ons verklaar, hierdie is die tafel van geloof. Is die tafel van Jesus se kruisdood, wat vir ons sy liggaam gegee het, en sy bloed vir ons gestort het. Dit is wat ons verklaar as ons aan hierdie tafel deelneem. En dan moet ons hiervandaan gaan, en daar volg ons lewe. 3 vinnige hoofpunte. Die nagmaal is deur Christus ingestel, om hom en sy reddingswerk en genade te gedenk, of te herdenk. Maak nie saak wat ene nie. Hy het dit elke keer gesê, doen dit ter herinnering aan my. Hy het doelbewus gekies om die nagmaal tydens die viering van die Pasga te vestig. Want die Pasga is deur God ingestel om die verlossing van die Israeliete uit Egipte te gedenk. En hier kom ons dan nou. En hy gee vir ons 'n nuwe gedenkteken, die nagmaal, as bevryding van die juk van die sonde. Nie die juk van Egipte nie. Die Jode is daarvan bevry. Vir ons bevryding van die sonde. En dit is die symbool, die teken, waaraan ons hom moet gedenk. En dit is dan vir elkeen wat op hom vertrou, vir redding. En daarom weer eens is dit iets waaraan ons moet deel hê. Want die brood en die beker herinner ons aan die eenmalige offer wat Jesus aan die kruis gebring het. En ons neem deel, sodat ons dan kan gedenk wat hy ons beveel het. Dat ons kan gedenk wat hy namens ons gedoen het.
In die eerste plek dus, dit is 'n gedenkteken. 'n teken van hierdie gedenking. Tweedens, die nagmaal lei die gelowige om Jesus se wederkoms te antisipeer. Hierdie nagmaal sê vir ons, Jesus kom weer. Dit vind ons in Matteus 26 vers 29. Nadat Jesus dit ingestel het, het hy dan vir sy disippels daar rondom die tafel gesê, ek sal van nou af nie van hierdie vrug van die wingerdstort drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie saam met julle in die koninkryk van my Vader drink. Wat sê hy hierso? Hy verwys na die hereniging wat daar gaan plaasvind met sy disippels, maar ook met alle gelowiges, alle ware gelowiges, wat deel is van sy koninkryk, wat deel is van sy kerk. Met ander woorde, hierdie nagmaalstafel roep uit, Jesus kom weer. Dit is die boodskap wat ons uitroep wanneer ons hieraan deelneem. Jesus kom weer. Dis ons vaste vertroue. Daarom vier ons dan die nagmaal in afwagting op die wederkoms van Jesus. In die derde plek bevestig die nagmaal die gelowiges se eenheid met die gemeente om God se waarheid uit te leef. En die gelowige bevestig met sy deelname aan die nagmaal dat hy een is met die gemeente, soos wat hy ook met sy doop bevestig het. Deur die doop het elkeen wat gedoop is verklaar, ek vereenselwig my met Christus en sy kerk. En dit is hoekom ek deur hierdie waters van die doop gaan. En wanneer ons hier by die nagmaalstafel kom, dan sê ons ook, ek is een met die gemeente van Jesus Christus. En dit is hoekom ek dan hierdie brood eet en hierdie beker drink. Dit is ons verklaring aan die wêreld. En as die wêreld vandag hier rondom die kerk so vergader en inkyk en sien wat doen ons, dan is dit wat hulle sal verstaan van elkeen wat hier kom, dat jy jou vereenselwig met die kerk van Jesus Christus. En jy vereenselwig jou met sy dood, wat sy liggaam gegee het, en sy bloed wat gevloei het vir jou, vir ons, vir elke ware gelowige. Elke gelowige is dus aktief betrek deur deelname. En dit wat daarop volg, by 'n lewe van heiligmaking, om juis die waarheid van sy redding uit te leef, in woord en in daad. En so sien ons, geliefdes, die nagmaal is dus 'n daad van verkondiging, wat openlik getuienis lewer van die boodskap van die evangelie. En deur aan die nagmaal deel te neem, verkondig ons aan die wêreld dat Christus die enigste weg tot redding is. En wanneer ons sondig as gelowiges, is die nagmaalstafel ook die geleentheid wat daar vir ons is, om ons voete te was, soos wat Jesus aan die begin van Johannes 13 gesê het, toe hy vir sy disippels gesê het, julle het nodig om julle voete te was. Julle is gebad, julle is gered, maar julle moet julle voete was. En ons kan dit elke dag by die huis doen, en ons behoort dit te doen, as ons van sonde bewus raak, moet ons daarmee handel. Maar die nagmaal is 'n geleentheid waar ons by mekaar kom en sê, tot hier is ek skoon. Hierdie is nou 'n bevestiging van my dat ek my sonde bely het. Ek het weggedraai van daardie sonde. Ek het reggemaak waar ek kon. Ek is klaar met die sonde van die verlede wat na redding gekom het. En ek sê weer, nie dat dit ons redding beïnvloed nie, maar dit beïnvloed ons verhouding met God. En dit is die verskil. Dit beïnvloed ons verhouding met hom. Die apostel Johannes het dit vir ons in goeie perspektief in 1 Johannes 1 gestel, en ek lees vanaf vers 5 tot 9, 1 Johannes 1, vanaf vers 5 tot 9, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig.
God is lig en geen duisternis is in hom nie. En ons weet dat in die Nuwe Testament, in die Bybel is lig die symbool van waarheid. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Ons beoefen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sonde. Reinig ons van sonde. En ons kom weer by vers 9, dieselfde boodskap. Ons word gereinig van sonde. Dit wil sê, geliefdes, dit is vir ons 'n aanmoediging om korter mette met die sonde te maak. Om vinniger daarmee te handel. Want dan word ons daarvan gereinig. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Met ander woorde wat hy sê, onthou, julle is sondaars ook nog in hierdie lewe. Julle is nog in hierdie wêreld. Handel met die sonde in jou lewe, want anders lieg jy vir jouself. En jy kan nie vir God lieg nie. So moet nie op 'n goedkoop manier met die sonde omgaan nie. Dan vers 9, daardie bekende, geliefde vers. Daardie vers wat so 'n reddingsboei vir die gelowige is. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, om dit ook te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Want terwyl ons hierdie onbelyde sondes het, is dit nog in ons teenwoordig. Het ons dit nie vir Christus gevat en aan sy kruis gelê nie, en is ons nie daarvan gereinig nie. So daar is net een manier om dus met die sonde te handel, en dit is om na God en Christus te gaan, en die vergifnis van sondes te bepleit, daardie sondes wat jy bely het, en waarvan jy weggedraai het. En daarmee gehandel het, soos wat jy behoort, indien jy in die situasie was, om dit te kon doen. Wanneer ons sondes bely, beteken dit dat ons oortredings voor God erken, met 'n berouvolle hart en 'n begeerte na vergifnis. Dit is 'n erkenning van ons foute, van ons sonde, en 'n gewilligheid om versoening met God te soek, want onthou, sonde is in die eerste plek 'n sonde teen God. En ons vergeet dit so maklik. As ons willens en wetens teen iemand sondig of 'n sonde begaan, watter aard dit ook al is dit in die eerste plek 'n sonde teen God, want ons sondig teen sy liggaam. Maar belydenis laat ons toe om voor God te kom in nederigheid, in eerlikheid, in openheid, met die wete dat hy getrou en regverdig is om ons te vergewe, maar ook te reinig. En deur ons sondes te bely, laat God sy lig en sy waarheid op ons skyn en op ons lewens, ons tekortkominge bloot lê en ons help om die areas in ons lewens te sien waar daar verandering nodig is, waar ons moet verander ten einde 'n getrouer weergawe van 'n gelowige aan die wêreld te bring. Want deur belydenis ervaar ons die transformerende krag van God se vergifnis en God se reiniging. Dit is in die daad van belydenis van ons sondes dat ons in staat is om God se barmhartigheid en genade te ontvang, wat ons na 'n vernuide verhouding met hom lei. Dit is dan wanneer daar die vrede van God in ons lewens is. Hoe verbeur ons tog die vrede, sing ons gereeld. Hoekom? Omdat ons nie ons sondes bely nie. Maar die vrede en die vreugde van hierdie lewe, selfs hierdie lewe, is tot ons beskikking, wanneer ons na hom gaan en ons sondes bely. En wanneer ons sondes in die lig van God se waarheid bring, word ons bevry van die las van skuld en skaamte en vind ons genesing en herstel
vir ons siele. Belydenis maak die deur oop vir God se vergifnis en laat ons toe om sy liefde en barmhartigheid op 'n diepgaande en lewensveranderende manier te ervaar. En dan kom die vraag by ons op, hierdie dinge is alles waar, dit is alles uit God se woord, wat verhinder ons dan om 'n sondebesef te hê? Wat verhinder ons om ons sondes te bely? Wat verhinder ons om aan die nagmaaltafel deel te neem? Met wat verhinder ons om die sonde in ons lewe te handel? En geliefde, eintlik daar is baie redes, of baie oënskynlike redes, maar die een groot rede is hierdie een woord, en dit is trots. Trots. Trots verhinder ons om met die sonde in ons lewe te handel. Jezus het na die eerste seënspreking daardie deel van die bergpredikasie gesê, Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat arm van gees is. Dit kan op 'n ander manier vertaal word, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die wat besef hoe groot hulle geestelike armoede is. Want as jy dit besef, het Jesus gesê, aan so 'n persoon behoort die koninkryk van die hemel. Dit is waar redding begin. Dit is die heel eerste seënspreking wat hy gegee het. Dis die basis van die hele bergpredikasie. Salig is die wat arm van gees is, wat hulle geestelike armoede besef, wat besef hulle het niks om vir God aan te bied, om te sê, kyk nou hoe goed, hoe oulik is ek nie. Ek sê weer, dit is waar redding begin. Dit is waar redding begin, daardie besef. Maar die teenoorstaande, die teenoorgestelde hiervan, is trots, hoogmoed. En onthou, Satan is uit die hemel uitgegooi op grond van sy hoogmoed en sy trots. Soos Jesaja 14 vers 12 tot 15 dit vir ons stel. Ek het hierdie een aanhaling raak geloop wat my baie besonders is. Pride is about a heart posture, die gesindheid van hart, a heart posture that says, I bow to nothing, ek buig my voor niemand nie. I answer to no one, I am God. As ons nie met die sonde in ons lewens handel nie, geliefdes, is dit dalk wat in ons lewe aangaan. Psalm 10 vers 4 beskryf trotsaards soos volg, neus in die lug sê hy, God vra tog geen rekenskap nie. Nee, dis wat hy dink en hy sê dit verander. Neus in die lug sê hy, hoogmoed, God vra tog geen rekenskap nie. En dan kom die opmerking, in al sy planne is daar geen plek vir God nie. En dit is presies dit wat God haat. God vra van die mens die gesindheid van die tollenaar in Lukas 18 vers 13 wat gesê het, o God, wees my sondaar genadig. En ons weet, net eentjie verder het die fariseer gestaan wat gesê, dankie Here dat ek nie soos hy is nie. Wie is ons? Wie is ons wanneer ons in hierdie wêreld beweeg? Die tollenaar, die fariseërs. Wie is ons wanneer ons na hierdie tafel toe kom? Mag ons almal kom in die gesindheid van die tollenaar wat gesê het, o God, wees my sondaar, wees vir my, ek wat die sondaar is, wat 'n sondaar is, wees my genadig. Dit is by die nagmaalstafel dat ons meer as enige plek ons afhanklikheid van
en ons nederigheid voor God erken. En die nagmaalstafel bind ons en God aan mekaar. Ons bind ons aan mekaar, bind ons met God aan mekaar. En daarom, geliefdes, is hierdie tafel alleenlik vir elkeen wat Jesus as hulle redder aanvaar het. Vir elkeen wat sy hart voor God oopmaak en pleit, o God, wees my sondaar genadig. Die tafel is vir elkeen wat sy sonde aan God bely en daarvan afstand doen en bereid is om daarvan afstand te doen. En vir elkeen wat in hierdie gesindheid kom, sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, hy sal ons sondes vergewe en hy sal ons reinig van die ongeregtigheid waarmee ons te doen het. Die nagmaalstafel is dus onder andere, hy het al so baie beskrywings gehad vandag, maar hy is onder andere dan die plek waar heiligmaking plaasvind. Die plek waar heiligmaking plaasvind. En niemand kan hier vandaan gaan onveranderd. Dis nie 'n spesiale tafel of iets nie. Dis 'n simbool van jou handeling met God en God se handeling met jou, die werklikheid daarvan. En daarom moet ons verstaan, wanneer ons hier kom, is dit nie 'n ligtelike ding nie. Ons kan nie sonder om die ernsie van te besef aan die nagmaal deel nie. En daarom vermaan Paulus ons dan in 1 Korintiërs 11 dat ons moet met ons sonde handel en ons mag nie kom sonder om goed te dink oor hoe ons stand voor God is nie. En ons moet met die sonde handel. So hier by hierdie tafel is daar vir ons bemoediging dat God sy kerk bou. Gelowiges is toegevoeg deur die doop. Gelowiges word gehandhaaf deur die deelname aan die tafel. God bou sy kerk, ook op hierdie manier. En dan het Jesus gesê, nie eers die poorte van die hel, nie eers die dood, sal my kerk kan oorwin nie. En dit is vir ons die absolute wonderlike boodskap wat hier uitkom. Deur hier aan deel te neem, word al hierdie dinge vir ons gesê. Maar ook die bevestiging dat Jesus gesê het, die poorte van die dode ryk sal dit nie oorweldig nie. Ons kry nou geleentheid om ons harte te ondersoek, voordat julle na die tafel toe kom, en dan waar die Heilige Gees julle bewus maak van sonde, ook dit dan nog te bely, en dan net 'n hart wat skoon is voor die Here, na die tafel te kom, en dan word dit ook 'n tafel van 'n groot juiglied, 'n vreugdeslied, 'n lied van verheerliking vir God, vir hierdie groot genade. Neem nou 'n paar oomblikke. Antoinette.